oor wat weet ons van die planeet? Wat weet ons van wat ons dink God wil hê ons met hierdie planeet wil doen? En ek gaan begin by ons planeet. Dit is ons planeet, dis die aarde, dit is waar ons lewe. En as ons nader kyk aan ons aardbol, dan lewe alles wat is, alles wat bestaan, wat lewendig is, kom in die ekosfeer voor. Nou die vergelyking wat party mense tref is as die aarde so groot soos 'n appel is, dan die stuk waarin ons lewe is so dik soos die skil van die appel. So ons lewe eintlik in 'n baie klein area hier rondom hierdie planeet van ons. En alles wat saak maak, gebeur in daai klein groen sirkeltjie wat daar so is. Daar kry ons al die gasse wat ons nodig het om asem mee te haal. Daar kry ons die gasse wat ons beskerm teen al die gevaarlike kosmiese golwe wat van die buiteruimte afkom. In daai klein stukkie kry ons al die water, en dis water in al sy forme. Dit is stoom, ys, vloeistof, varswater, soutwater. Ons kry land, die land wat ons bitterlik nodig het in ons lewe daarop. Dis 'n klip, dis in die minerale. En daai ekosfeer en alles wat daarop aangaan, is net sodat die ekosisteem veroorsaak. Dit beteken daar sekere prosesse wat in daai ekosfeer in die gang is, wat lewe voortbring, wat ons lewe ondersteun vir ons. Een voorbeeld van so 'n tipe van siklus is die watersiklus wat op die aarde is. Nou wat die watersiklus is twee elemente beïnvloed dit. Dit is hitte en gravitasie. So oor die oseaan sal die water verdamp as gevolg van hitte, en dan kondenseer dit soos dit verkoel, dit val weer oor die land, en as gevolg van gravitasie en hoe die land gevorm is, dan loop dit nou weer af tot in die riviere en in die oseane. En ons almal weet hoe belangrik water vir ons oorlewing is. Ons kan nie lewe sonder water nie. En wat regtig skokkend is, wat mense nie besef is, daar is net twee goeders wat hierdie sisteme kan beïnvloed. Die een is die natuurlike elemente, so dis vulkaanuitbarstings en aardbewings, die tipe van goeders, en die ander ding is ons. Ons is een van die twee magte wat hierdie ekosisteem kan beïnvloed. En ek wil vir julle twee voorbeelde wys van waar ons dit al regtig daadwerklik gedoen het. Die eerste enetjie is die Niger River Delta. Nou hierdie area is in Wes-Afrika. Dit strek omtrent oor 'n area van 75.000 vierkante kilometer. En dit is een van die areas wat die grootste diversiteit in plant sowel as dierelewe het. Hierdie area is ryk in kakao, dit is ryk in palmolie, en dit is nou ontwikkel vir landbou, bosbou in die visnywerheid. So dis 'n fantastiese area. Wat gebeur het is in 1956, toe word riolie in die Niger River Delta ontdek. In 1958 toe kom Shell en hulle begin hierdie riolie te ontgin. Hierdie area het ontwikkel tot die grootste bron van riolie in die hele Afrika en die 60 grootste bron van riolie in die wêreld. So dis 'n verskriklike ryk bron van riolie. Op die piek van die ontginning het hulle 2.7 miljoen vatte 'n dag geontgin. 2.7 miljoen vatte 'n dag. Dis 'n massa riolie wat hulle daar uitgetrek het. Maar ongelukkig het dit nie gekom sonder 'n prys nie. Hulle het tussen die jaar 1960 en 1997 100 miljoen vatte olie al gemors. Dit is 100 miljoen vatte riolie wat gemors is. So van dit af in 1960, wanneer hulle net begin ontgin het, lyk die Niger River Delta nou so. En kan maar sien hoe die olie in die riviere en in die land is. 'n ander voorbeeld wat ons het, wat ook baie naby in Afrika is Madagaskar. Nou Madagaskar is al so ontbos, dat al daai mineraalryke grond afgespoel het tot in die riviere en in die see in, wat nie net skadelik is vir die grond self nie, dis net so skadelik vir die seelewe as ook die tropiese ribbе. So die prentjie wat mens kry is, daar waar Madagaskar so lyk dit nou huidiglik as Madagaskar in die see in bloei. En dit lyk so. So dat die vraag wat by mense opkom is, hoekom behandel ons planeet so? Kan dit wees dat ons dryf vir materiële vooruitgang regtig so sterk is, dat ons ten spyte van wat ons doen, net aangaan en net breek waar ons kom? Kan dit wees dat ons regtig so kortsigtig is, dat ons so min respek het vir ons natuur? Waar kom dit vandaan? Waar is dit wat ons begin dink het ons mag so maak?
En die skokkende ding is, en ek het baie daaroor gelees, en ons het in teologie daaroor geleer, is baie mense blameer hoe ons oor die natuur dink op ons Bybel. Van die idees wat ons uit die Bybel uitkry oor die natuur. Ons het geleer in teologie dat voor 1980 was die natuur en die bewaar van die omgewing nie eers 'n onderwerp in kerke gewees nie. Wat vir die eerste keer die kerk gedink het oor wat van die natuur en wat het die natuur en Christendom met mekaar te doen. En ek moet nou ook sê van toe af die dinge baie verander. Mense kry huidigelik groen gemeentes. Dis mense wat 'n passie het vir die natuur en hulle hoofprioriteit is hoe om vir die planeet te sorg en hoe om te lewe sodat jy die minste impak op die natuur het. Maar wat ek dink vir ons belangrik is as Christen is ons moet weet, hoekom blameer mense die Bybel? Wat is dit wat in die Bybel staan wat maak dat mense dink dit is oukei om dit aan ons planeet te doen? En dis waar ek vandag wil praat. Ek wil eerstens kyk wat staan daar wel in die Bybel. Van is dit positief, is dit negatief? Maar dan belangriker is dit ek wil kyk hoekom het die mense dit geskryf? Wat was die motivering vir die skrywers om wat ek aan hulle gesê het te sê? En dan nog belangriker is wat het aangegaan in die tyd wat die skrywers geleef het. Want ons moet onthou, die woorde in die Bybel het geen betekenis, ons nie betekenis gee nie. Ons kan enigiets maak van daai woorde af. Dis ons verantwoordelikheid om die konteks te verstaan. Om te verstaan hoekom is dit geskryf en om te verstaan wat was die motivering vir die mense om dit te skryf. So die twee verse waar die Bybelkenners die meeste gekyk het wanneer dit kom by die aarde en die mens, is Genesis 1 vers 28 en dan Psalm 8. Ek gaan vir julle al twee lees. Genesis 1 vers 28. So Genesis 1 is ons nou die eerste skepingsverhaal wat in die Bybel voorkom. En wat hier gebeur in hierdie vers is, God gee vir Adam en Eva instruksie. So wat is so staan is, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So die twee woorde wat belangrik hierso is onderwerp die aarde en heers oor die diere. En dis baie kras woorde om te onderwerp en te heers. En nou het van die mense al probeer om dit baie sagter te maak, maar as mens na die Hebreëus gaan, na die oorspronklike Hebreëus waar hierdie geskrifte geskryf is, dan beteken die woord onderwerp baie naby aan iets soos om ondervoets te vertrap. So daar is nie 'n sagte vertaling van hierdie woord nie. Dit is 'n kras woord wat in die Bybel voorkom. Dan in Genesis 2 kry ons weer hierdie idee van heers oor die diere. Waar God bring al die diere voor Adam, sodat Adam vir hulle kan name gee. En as ons ietsie weet van die antieke nabye ooste wanneer hierdie tipe goed geskryf is dit was 'n big deal as jy vir iets 'n naam kon gegee het. Wat dit vir hulle beteken het is jy het beheer oor daardie ding. Selfs om iets se naam te ken, het beteken jy het beheer daaroor. So die feit dat hulle geskryf het, God bring die diere voor Adam, sodat Adam vir die diere kan name gee, beteken dat hy gee vir Adam beheer oor al die diere. So weer word daai idee geëcho van God gee die mens beheer oor die diere. En ons kry nou presies dieselfde idee ook daar in Psalm 8. Die verse wat hiervan belang is 7 tot 10. Daar staan geskryf: U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. So weer kry ons die idee van die mens heers, dat God het ons laat heerskappy basies kry oor die aarde. En is nie 'n neutrale saakie, is iets wat ons oor kan prys, ons kan hom aanbid. Dit is ons voorreg, is die idee wat die Bybelskrywers wil gee hieroor. So dit is die eerste ding. Ons kry definitief die idee in die Genesis skrywers dat God het vir ons heerskappy gegee oor die diere en ons sê die aarde wat ons aan onsself kan onderwerp. Nou die volgende idee wat ons kry, wat ons ook kry uit Genesis uit, is dat God het ons geskape as die belangrikste skepsel op die hele aarde. So in Genesis 1 lees mens hoe God ons in sy beeld geskape het. In Genesis 2 vertel die skrywer dat Adam kon nie vir hom 'n maat kry onder die diere nie. God moes vir hom 'n maat gemaak het om sy gelyke te wees. So die insinuasie wat daar is die diere was onder hom. God moes vir hom iemand maak wat sy gelyke is aan hom.
So wat mens hierdie noem, is met 'n antroposentriese wêreldsbeskouing. Die mens is gesien as die middelpunt van die skepping. So nou kan mens dink, goed, so ons weet net die skrywers het gedink die mens is die belangrikste, ons weet net die skrywers het gedink dat ons het beheer oor die aarde, maar wat het die skrywers regtig van die aarde gedink? Wat het die skrywers van die planeet waarop ons lewe gedink? En dan lees ons verder in Genesis 3. In Genesis 3 is die storie van die sondeval, waar God word vertel, het die aarde vervloek. God het vir Adam en Eva gesê dat julle sal met moeite opbrengs uit die aarde uitkry. Dat die aarde gaan vir jou dorings en distels voortbring. So nou weet ons, ek dink nie mense kan hier so rarig rondom trippel en dink van wat het die skrywers van die aarde gedink nie. Uit en uit is dit bitter duidelik dat die skrywers was nie regtig positief teenoor die aarde nie. Nou van die mense wat nou in ekotologie is, sal sê nie, maar wag. Daar is verse wat sê dat daar is 'n sagtheid in die natuur en ek gaan vinnig vir julle vertel daarvan. Twee van die verse staan in Deuteronomium. Die ene is waar daar instruksie gegee word dat sê nou maar jy kom by 'n nesie, 'n voëlnesie en jy sien daar's eiertjies in of klein voeltjies. Dan mag jy nie die ma saam met die voeltjies vat nie. As jy sien daar's 'n ma ook nie, mag net die nesie of die klein voeltjies vat. Jy moet die ma laat gaan. So dit dink mens, dit klink amper asof dit positief wil wees, want dit beteken jy moet die ma, jy moet in die omgewing kyk, jy moet die ma laat gaan. En dan is daar 'n ander vers ook in Deuteronomium wat sê nou maar 'n nasie val 'n stad in, dan mag hulle nie al die bome afkap nie. So dan dink jy, maar kyk, dit klink goed. Maar as jy die direkte volgende vers lees, dan staan daar, jy mag net nie die vrugtebome afkap nie. Al die ander bome mag afgekap word, nie die vrugtebome nie. So, as mens nou onthou van die antroposentriese wêreldsbeskouing in Genesis, is dit eintlik wat hier ook gebeur. Want wat nou gebeur het is, die mens mag nie die bome wat vir hulle kos kan voortbring, afkap nie. Die mens moet die ma-voeltjie laat gaan, want die ma-voeltjie moet nog eiertjies gaan lê, sodat die mens die eiertjies kan kry. So, daar's eintlik maar nog steeds daai hele idee van dit gaan oor die mens. Die mens is die middelpunt van die aarde en alles is geskape vir die mens, om te maak en breek soos wat hy wil. Nou dit klink verskriklik negatief. Kyk hierso mense kan nou sommer dink van, mense kan nie dink dit staan in die Bybel nie. Maar ek dink wat nou belangrik is om te verstaan, hoekom staan dit in die Bybel? Wat was die skrywers se motivering toe hulle die goeders geskryf het? Nou om dit te weet, moet ons gaan kyk wanneer is hierdie boeke geskryf. En nou alles wat ek vandag gepraat het is oor daai eerste 5 boeke wat in die Bybel staan wat ons ook die Pentateuch noem. Nou die Pentateuch was oor 'n verskriklike lang periode geskryf. Die heel oudste tradisies wat daar voorkom is omtrent 1200 jaar voor algemene tyd. En dan staan 'n gros van die goed geskryf in die monargiese periode wat was toe Israel 'n koning gehad het. Maar die finale redaksie, so die mense wat toe hierdie goed bymekaar gesit het en dit so 'n bietjie geredageer het soos wat hulle boodskappe wil oorbring, het eers gebeur na die Babiloniese ballingskap. En dis eers 400 jaar voor algemene tyd. So die boeke kom eintlik met baie ouer tradisies, maar die laaste boodskap wat ingesit is, het eintlik gebeur baie lank na die gebeure wat in Genesis weergegee word. Nou wat ons moet weet, is dat die mense wat die boeke geskryf het 'n baie definitiewe motivering gehad. Maar nou moet ons onthou, met die Babiloniese ballingskap, het hierdie mense blootstelling gekry aan al die Babiloniese godsdienste. En dit was 'n probleem geweest, want hulle was bang dat die Jode gaan hulle godsdienst verloor. So wat hulle wou gehad het, dat nou dat hulle kan begin teruggaan na Jerusalem toe, wil hulle 3 goed doen. Hulle wil hê daar moet een nasie wees, wat een sentrale aanbiddingsplek het, en een heilige stad. So dit is dan nou almal terug na Jerusalem toe, en almal aanbid in Jerusalem se tempel. So wat hulle wou gehad het, die mense moet besef, is hulle moet weggaan van hierdie nomadiese leefstyl wat nogal die algemene ding was toe Abraham se stories vertel is. Hulle wou gehad het mense moes in die natuur ingegaan het en rondgetravel het nie. Hulle wou gehad het hierdie mense moes gevestig raak. Almal moes op een plek gebly het. Hulle moes in een plek moes hulle landbou beoefen het. Dit is die motivering wat hulle gehad het. Dis kom mense, ons moet saam staan. Ons moet ons godsdiens weer opbou. Ons moet in getalle wees sodat ons onsself kan beskerm teenoor die mense wat ons moontlik wil aanval.
So dan maak dinge mos 'n bietjie meer sin. Die boodskap wat hulle wou gehad het, is nie van almal gaan uit en gaan in die wonderlike planete en doen wat jy wil nie. Hulle wou gehad het almal moes hier naby bly. Almal moes by mekaar bly. So dit beteken dan, motivering was definitief, hulle het 'n boodskap gehad. Daar's 'n boodskap wat hulle wou gebring het. Maar ek kan so steeds vra, maar hoekom is dit asof hulle nie omgegee het oor die planeet? Het hulle nie besef, ons moet na die planeet kyk nie? Was daar nie daai bewustheid by hulle gewees nie? En dis wanneer ons eintlik besef, nee, daar was. En hoekom was daar nie? In die tyd toe hierdie skrywers gelewe het, was daar nie probleme soos oorbevolking soos wat ons vandag het nie. Ten meeste het hulle miskien in een gemeenskap besef, hulle raak nou te veel vir hierdie area. Dan vat hulle goeders en hulle trek anders heen. Of hulle miskien gaan steel by 'n buurman, of hulle dryf handel met iemand. So daar was nie probleme gewees dat ons gaan te veel raak nie. Daar was nie issues van ons gaan ons natuurlike hulpbronne opgebruik nie. Hulle het gedink die aarde is hierdie bodemlose put wat net kan gee en gee en gee. So ons moet regtig dink ek begin besef dat sê die Bybel iets goeds oor die natuur? Nee, hy doen nie. Maak dit verkeerd? Definitief nie. Hulle konteks is mos nie vergelykbaar met ons konteks nie. Wat ons weet, is nie wat hulle geweet het nie. Ons kan nie ons antwoorde oor die natuur en ons bewaring van die natuur in die Bybel gaan soek nie. Want dis die goed wat vir hulle relevant was in hulle tyd, as jy dit verstaan wat ek bedoel. Ons moet regtig besef, hierdie is 'n moderne probleem, en ons moet met moderne oë na dit begin kyk. En dit is iets wat verlang die algemene denkwyse was. Selfs toe die Europese sendelinge in Suid-Afrika toe gekom het, toe het hulle gedink dat God gee vir hulle die land. So daai Abraham-tradisie van God gee vir hom die beloofde land, dis iets wat deurgetrek het nog die hele tyd. Hulle het gedink hulle kom Afrika toe en hulle gaan Afrika kultiveer. Want vir hulle was beskawing, die westerse idee van beskawing, presies dieselfde ding as bekering. Vir hulle, as jy iemand wil bekeer, as jy iemand tot God toe wil draai, beteken dat jy moet eers beskaafd kry. So hulle het gekom en hulle het vir al die mense wat hier gebly het hulle leer lees en tel en skryf. Want hulle het regtig gedink hulle red hierdie mense se siele, en jy kan nie hierdie mense se siele red deur nie vir hul kultuur te gee nie. So heeltyd nog is daai idee van die land is ons en ons moet die land kultiveer. Dit is ons Christelike werk, is om van hierdie land om hierdie land regtig te bewerk en vir ons te laat werk. Dis eers in die 19de eeu, met die romantiese periode wat hierdie ding verander het, waar mense begin dink het dat, weet jy wat, die natuur is eintlik ietsie moois. Die natuur is eintlik ietsie om na te kyk. Die natuur is ietsie wat ons moet kyk, wat ons impak op die natuur is, en ons moet die natuur regtig probeer bewaar. En die plek waar mense dit die meeste gesien het, was in die digkuns van die tyd. So ek gaan vir twee diggies wys, wat regtig vir my mooi sê, wat die mense die verandering in hulle denke wat plaasgevind het. Die eerste een is hierso van William Blake, waar hy sê, to see a world in a grain of sand, and even in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. En dan ander een is deur Lord Byron, en wat hy skryf, hy sê, there's a pleasure in the pathless woods, there's a rapture on the lonely shore, there's society where none intrudes, by the deep sea and music in its roars. I love not man the less, but nature more. So mens kan dadelik sien, daar het 'n verandering plaasgevind. Mense het begin besef wat gaan aan. Mense het begin besef dat ons natuur is beautiful, en ons moet begin kyk wat ons impak op ons natuur is, en ons moet begin kyk wat kan ons doen om die natuur te versorg en te bewaar vir ons volgende generasies. En dit is iets wat al hoe meer gegroei het. Ons kan regtig nie vandag meer sê dat ons nie weet wat ons doen aan die natuur nie. Al hoe meer kan ons sien dat daar is films wat gemaak word, dokumentêre oor die natuur en ons impak. So dis algemene kennis al amper wat ons impak is. Daar is lande wat hulle self 100% toevertrou om ons planeet te probeer omdraai en weer 'n blommende planeet te maak, om dit so te stel. Daar is in lande, ons was nou in Nieu-Seeland gewees, en in Nieu-Seeland is recycling wet. Jy moet recycle. So daar is definitief bewuswording wat gebeur. Daar is byvoorbeeld in China 'n projek wat hulle besig mee is, waar hulle 100 miljoen verskillende bome en plante gaan verf. En 'n stad daarvan gaan bou. Hulle gaan die geboue bou,
maar dan gaan al die geboue gaan bedek word met hierdie plante en die bome. Hulle plan is om 900 ton suurstof te produseer. So dis 'n massa projek wat hulle besig mee is. Daar's bitter baie ander lande ook wat besig is om boude te herbevestig. So definitief, dis nie dat ons las nie, dis nie van dat ons kan hierdie nie omkeer nie. Daar's definitief 'n bewuswording van ons moet ietsie doen en wat kan ons doen, en dis mooi om te sien dat daar lande is wat energie aan hierdie tipe van goed sit. Maar ek dink ons moet dit dalk bietjie nader bring en ons moet dink, wat kan ons doen? Ek dink eerstens moet ons dink, wat se denke het ons miskien wat ons van afstand moet neem? En dan definitief as Christene, en ek dink nie ons almal dink so nie, maar ek dink as Christene moet ons regtig besef, hierdie idee van ons heers oor die aarde, kan nie meer vlaai. Dit kan nie meer vir ons waar wees nie. Ons is deel van die aarde. As ons aarde opmors vir plante en diere, mors ons dit op vir onsself ook. Ons kan onsself nie verwyder van die planeet waarop ons bly nie. En dan moet ons regtig op ons elke dag se lewe begin kyk, wat kan ons doen om te help? En die ding wat op hierdie stadium nogal 'n kontroversiële onderwerp is hierdie hele moderne idee van 'n verbruikersmentaliteit. Ons wil altyd nog hê, ons wil altyd beter hê. Ons versamel net staf. Maar wat ons vergeet van dit is, iemand moet hierdie staf maak wat ons so wil versamel. En die ou staf wat nou nie meer cool is nie, wat maak ons met dit? So ons help nie. Ons is besig om daai hele siklus net aan te vuur. Ek dink daar is so mooiheid en so rustigheid daarin as ons op 'n plek kom waar ons besef dat wat ons het is genoeg. My foon werk, my huis werk, my kar werk. Dan is dit ons nou genoeg. Ek hoef nie saam te jaag en alles wat beter en liewer is. En ek sê natuurlik nie dat ons mag niks hê wat nice is nie. Ons mag. Maar ek dink ons is slim genoeg om die verskil te ken. En 'n klein bietjie stadiger te lewe en 'n klein bietjie met 'n tevredenheid in ons hart te lewe en dalk meer op mekaar te fokus as om al hierdie goeders te fokus wat ons nog nodig het in ons lewe. Waar ek eintlik wil uitkom, ek dink ons moet regtig oor hierdie goeders begin dink en ons weet wat se impak ons het. Ons weet net wat die Bybel sê of nie sê. Ons verstaan hoekom die Bybel dit sê of dit nie sê nie. En ons moet vir onsself begin dink, wat kan ek vandag doen om 'n beter natuurbewaarder te wees in my eie klein konteksie? Kan ek seker maak dat ek sy die ligte af so by vertrek uitstap? Kan ek seker maak dat leg geen kraan in my huis nie? Kan ek recycle waar ek moet? Kan ek nie mors nie? Kan ek meer tevrede wees? En al doen ons niks anders nie, is om vandag dalk te dink, te sê van, wat kan ek doen as een mens om my eie lewe so aan te pas dat ek 'n klein bietjie beter na my planeet kan